Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan gedishonoreerde checks wanneer 'n check deur die bank teruggestuur word, aangesien die geld nie uitbetaal sal word nie, en die korting wat gekanselleer word op hierdie gedishonoreerde check. Op 12 Mei is 'n kwitansie vir R760 aan Blom uitgereik ter vereffening van sy rekening nadat 5% korting toegestaan is. 'n Kwitansie word uitgereik vir die bedrag wat ontvang is. Dit beteken die besigheid het R760 ontvang. Dit is slegs 95% van die skuld, want 5% korting was toegestaan. Indien die totale skuld betaal is, sou 100% betaal word. Korting van 5% is toegestaan, so 95% van die skuld is ontvang. Die bedrag wat ontvang is gegee as R760. As ons dus die korting wil bereken, die persentasie wat ons wil bereken, bo die persentasie wat ons ken onder, so ons gaan 760 vermenigvuldig met 5 en deel deur 95 en dit gee vir ons R40 korting. Die debiteure kontrole het dus 'n saldo van R800. Ons sal die debiteur se rekening verminder met die volle R800 en ons sal die bankrekening bate vermeerder aan die debietkant met 760 en die uitgawe vir korting toegestaan aan die debietkant vermeerder met R40. In korting toegestaan word die woord debiteure kontrole gebruik om aan te dui dat die dubbelinnskrywing in die debiteure kontrole aan die kredietkant gedoen is. As ons hierdie inskrywing in die rekenkundige vergelyking doen, sal ons aandui dat die bank vermeerder het en die bates vermeerder met 760. Debiteure is gekrediteer om die bates te verminder met 760. Korting toegestaan, uitgawes vermeerder aan die debietkant, maak winste minder, so eienaarsbelang het verminder met R40. Debiteure kontrole is gekrediteer om die bates te verminder met R40. Wanneer ons geld ontvang, word 'n kwitansie as bewys van betaling uitgereik en die inskrywing word in die kontant ontvangste joernaal aangeteken. Op 21 Mei word die besigheid in kennis gestel dat die cheque van S. Blom gedishonoreer word weens onvoldoende fondse. Dit beteken ons met die oorspronklike inskrywing wat voltooi is toe ons die geld ontvang het, omswaai om die inskrywing te kanselleer. Die debiteure sal dus nou die volle R800 weer skuld. Die bankrekening sal gekrediteer word om te wys dat die 760 is nie meer in die bank nie. Korting toegestaan sal gekrediteer word om die uitgawe te verminder. Debiteure kontrole word gedebiteer om die bates meer te maak met die bedrag op die cheque. Bankrekening word gekrediteer om te wys dat daar minder geld in die bank is. 'n Kwitansie was uitgereik toe die geld ontvang is. Nou sal ons die geweierde cheque gebruik as brondokument. Oorspronklik het ons die inskrywing in die kontant ontvangste joernaal aangeteken, so die inskrywing sal nou in die kontant betalingsjoernaal gekanselleer word. Die korting toegestaan moet ook gekanselleer word, so die debiteure vermeerder aan die debietkant met die R40, want hulle moet nou weer die oorspronklike bedrag van R800 skuld. Korting toegestaan word gekrediteer, dit beteken ons maak die uitgawe minder, en as ons 'n uitgawe minder maak, sal ons winste vermeerder. Korting toegestaan wat gekanselleer word, word in die algemene joernaal gedoen en ons sal 'n joernaalbewys of omskrywing as brondokument gebruik. Die korting toegestaan kan nie in die KBJ gekanselleer word nie, want in die KOJ het ons 'n kolom vir korting toegestaan. En die KBJ het ons 'n kolom vir korting ontvang wat 'n inkomste is. En daarom word die korting toegestaan in die algemene joernaal gekanselleer.
Wat het ons geleer? 'n Gewyde tjek moet gekanselleer word deur die debiteure te vermeerder, want hulle skuld nou weer die geld wat op die tjek was, waarmee hulle betaal het, en die korting toegestaan was toe die tjek ontvang was, moet ook gekanselleer word. Korting toegestaan toe die rekening betaal is, moet gekanselleer word deur die korting toegestaan rekening te krediteer om die uitgawe vir korting toegestaan te verminder.